Gemeente, ek groet u met die woorde van Petrus in 2 Petrus 1 vers 2. Mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig word deur die kennis van God en Yeshua Messia. Kom ons sluit die oë. Ons Vader Jahwe, dankie vir die genade en die vrede in Yeshua. En mag dit ook in hierdie oggend vir ons vermeerder word, Vader, wanneer ons onder die geklank van die woord en gebed en lied is. Dankie vir die voorreg dat ons as gemeente by mekaar kan kom. Dankie dat u vir ons in die groote genade roep en toerus en bekragtig. Dat u vir ons styf vashou, dat u ons onderhou. Dat ons op die wedloop waarop u ons geplaas het, diep bewus kan wees van die teenwoordigheid, u werke in ons lewe. En dit is ons begeerte soos ons gesing het, al sukkel ons mond om die lof te verkondig, die grootheid van die werke, wil ons tog vir u vra soos die psalmdigter vra, Jahwe, maak my lippe oop, dat my mond u lof kan verkondig. Laat my hart jubel, laat my aangesig juig en skyn van blydskap, want u werke is onmeetbaar groot. En Vader, waar ons as mens so nodig het dat u ons leer en onderrig, want die vlees kan dit nie verstaan nie. Buig ons in afhanklikheid ook in hierdie oggend, en ons staan op die belofte dat u gees in ons harte uitgegiet het, om ons ook te leer en te onderrig. Ons vra, verheerlik u self in ons, deur u self te openbaar. Dankie daarvoor, in Yeshua Messia. Amen. U kan die sitplekke inneem, baie dankie. Ons maak ons Bybels oop by Johannes hoofstuk 6. Johannes, die 4de boek in die Nuwe Testament, hoofstuk 6. Dit is 'n baie lang hoofstuk. Ons gaan nie alles lees vanoggend nie. Maar ek dink die jongspan sal onthou, dit gaan oor die vermeerdering van die broodjies. Dit is 'n wonderlike gebeurtenis, dit is 'n wonderwerk, dit is goddelik, dit is groot. Ek dink dit is een van die gunstelinge van die kinders om te hoor as papa of mama vertel of lees van Yeshua, wat daar die seentjie sy broodjies en visse vermeerder het in 'n skare, 5000 mans, en nog hulle gesinne daarbey gevoed het. Dan die verhaal binne dieselfde hoofstuk, Yeshua loop op die see, en dan die verklaring hier vanaf vers 22, Yeshua die brood van die lewe vir die gelowiges. En dit is baie belangrik, want die volk was gewoond in die oorlewering en die geskiedenis dat Jahwe het sy volk gevoed met manna, 40 jaar in die woestyn. Dis die God wat hulle aanbid het, hy het vir hulle manna gegee. Van die manna is in 'n kruik geberre binne in die verbondsark, sodat dit in die volgende geslagte onthou sou word. Dis 'n vaste getuienis. Dan kom Yeshua, die openbaring van Jahwe. Ek is die brood van die lewe. En vanoggend wil ek vir u vra, wat maak ons met hierdie tipe prediking? Hoe lyk ons godsdienstbegrip? Ek is diep bewus daarvan dat julle luister na elke prediker en som hom op, party kyk na die haarstyl en party luister na die woorde en elkeen het maar 'n kritiese oog en som op en luister. En so was dit met Yeshua ook. Mense het geluister, wat sê hy? En hulle het opinies gehad en party het gesê hy is van die duiwel besete. Wat is ons opinie wanneer die kern van die evangelie, die Godsopenbaring na ons toe kom? En hierdie hoofstuk is het vooraf gegaan deur 'n wonderwerk. Baie skare het gekom, baie nuuskierigheid. En Yeshua het nooit gepreek om die mense te paai en te papperlang nie. Inteendeel, hy het geweet. As hy die Godsopenbaring gee van wie hy is en wat Jahwe van ons verwag, dan gaan hulle hom verlaat en dis waarvan ons nou gaan lees. Ons begin vanaf vers 47 te lees. Vanaf vers 47 en dit in ons Afrikaanse Bybel voorwaar, jongspan, die Grieks is amen, amen, wat ook maar van die Hebreëus afkom. En dit sê Yeshua baie keer wanneer hy weet
Dit wat hy nou gaan sê, is nie vir die mens aanvaarbaar nie. Mense verstaan dit nie, hy het nie begrip nie, en dit is vreemd. Maar hy bevestig dit en sê, voorwaar, ek sê vir julle. En dit is belangrik, as hy praat, sy woord is gesagvol, is met autoriteit. Vers 47, voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Ek is die brood van die lewe. Julle vaders het die manna in die woestyn geëet en het gesterwe. Dit is die brood wat uit die hemel neerdal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat ek sal gee, is my vlees, wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. Die Judeërs het toe met mekaar gestry en gesê, hoe kan hy ons sy vlees gee om te eet? En Yeshua sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe. En ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet ook deur my lewe. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het, nie soos julle vaders die manna geëet en gesterwe het nie. Wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. Hierdie dinge het hy gesê in die sinagoge toe hy in Kapernaum onderrig gegee het. En baie van sy disippels het gesê, toe hulle dit hoor, hierdie woord is hard. Wie kan daarna luister? Ek wil net gou vir u vra, wie het 'n probleem gehad met die gedeelte wat ons gelees het? Wie van u voel lus om te sê, nee, die woord is hard, tot hier toe nie verder nie, ek staan nou op en loop uit hierdie diens uit. Ek dink jy ons besef wat hier staan nie, dis hoekom ons nie 'n probleem met daarmee nie. Hulle het so 'n bietjie meer konteks verstaan wat Yeshua vir hulle sê, en ons gaan nou daaroor gesels. En ons sal sien hoeveel keer in die lewe ons tog regtig opstaan en ons rug draai op hierdie woorde, want dit is hard. En kyk die gevolg, dis disciples. Jongspan, disciples beteken in hierdie konteks volgelinge, mense wat saam met Yeshua gewandel het. Daar was nie net die 12 nie, daar was op 'n stadium 70, daar was op 'n stadium baie wat gevolg het. En hulle sê dis hard. Vers 61, en Yeshua het in homself geweet dat sy disciples hieroor murmureer. Hulle kom in opstand, dis nie reg nie. En hy sê vir hulle, is dit julle tot 'n aanstoot? Hoe dan as julle die seun van die mens daarin sien opvaar waar hy tevore was? Dit is die gees wat lewend maak. Die vlees is van geen nut nie. Die woorde wat ek tot julle spreek is gees en is lewe. Maar daar is sommige van julle wat nie glo nie. Want Yeshua het van die begin af geweet wie hulle was wat nie glo nie. En wie hy was wat hom sou verraai. En hy sê, om hierdie rede het ek vir julle gesê, dat niemand na my toe kan kom, as dit hom nie deur my Vader gegee is nie. Hieroor het baie van sy disippels teruggegaan, en nie meer saam met hom gewandel nie. Toe sê Yeshua vir die 12, wil julle nie ook weggaan nie? En Simon Petrus antwoord hom, Yeshua, nou wie toe sal ons gaan? U het die woorde van die ewige lewe. En ons het geglo en erken dat u die Messia is, die seun van die lewende God. Yeshua antwoord hulle, het ek nie julle 12 uitverkies nie, en een van julle is 'n duiwel. En hy het bedoel Judas Iskariot, die seun van Simon, want hy sou hom verraai. Hy wat een van die 12 was.
Geweldige prediking, Yeshua, 'n geweldige leraar, sy woord, is gees en is lewe. Maar die wat hy nie uitverkies het nie, draai om en loop. Daardie teks wat ons gelees het in vers 65 toe hy sê, om hierdie rede het ek gesê, dit verwys na Yeshua se vroeëre woorde, in dieselfde hoofstuk, vers 44, niemand kom na my toe as die Vader wat my niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het om nie trek nie. En ek sal hom opwek in die laaste dag. Geweldige woord. Luister mooi. Dis nie prediking en almal kom tot bekering en almal volg Yeshua. Nee, hier's 'n uitverkiesing. Hy stuur sy woord. En die woord het 'n eis. Jy moet my eet, jy moet my drink, soos die Vader lewe is en ek lewe in hom en deur hom so sal hy wat my eet en drink lewe. En buiten dit is daar geen ander weg nie. Die opskrif vir die titel van die boodskap is, dit is die gees wat lewend maak. Ons sien dit daar in vers 63. Vers 63. Dit is die gees wat lewend maak. Die vlees is van geen nut nie. Die woorde wat ek tot julle spreek is gees en is lewe. Ons staan aan die begin van 'n nuwe jaar. Ons het 'n behoefte na geestelike groei. Ons moet kom tot die volwassenheid in Messia. Die vlees is van geen nut nie. Dit is die gees wat lewend maak. Die woorde wat Yeshua spreek is gees en is lewe. So vanoggend is 'n bemoedigende boodskap want ek weet ons almal het 'n vlees. En ons vlees is van geen nut nie. Inteendeel, die vlees bedink die aardse, die nietige, sodat ons dikwels ook die woorde van Yeshua aan Petrus aan dink, gaan weg agter my Satan. Jy bedink die dinge van die vlees. Dit is die gees wat lewend maak. Het julle opgemerk hoeveel keer staan die woord lewe, lewend in hierdie hoofstuk? Net die stukkie wat ons gelees het. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. Hy wat in my glo het die ewige lewe. Dit is die gees wat lewend maak. Dit is 'n belofte van die Vader. Dit is nie iets wat ek kan fabriseer nie. Dit is die noodsaaklikheid van elkeen van ons wat die dood in Adam deelagtig geword, die dood. Nou onthou julle Efesiërs 2, luister mooi. En julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade, deur die sondes, deur die begeerlikhede van die vlees. En ek wil hê jy moet werklik waar hierdie gedagte rondom, dit is die gees wat lewend maak, as 'n belofte koester, en ook as 'n anker, as 'n riglyn vir elke stilte tyd, vir elke ontmoeting met Jahwe. Dat ons uit hierdie hoofstuk sal besef, daar was baie godsdienstiges, daar was baie nuuskieriges, daar was baie navolgers van Yeshua, maar wanneer hy kom met die woord, en dit was nie die gees wat hulle lewend gemaak het, dit was maar net aardse waarneming, dan draai hulle om. Dan draai hulle rug op Yeshua. Waaruit bestaan jou godsdiens? Is dit die gees van Jahwe wat jou lewend maak? Of is jy maar net in 'n gemeente omdat almal volg, omdat almal in 'n rigting loop? As die toets van die tyd kom, gaan jy jou rug draai. As die gees van Jahwe jou nie lewend maak nie. As die woord wat jy lees en die woord wat jy bestudeer, nie die woord is van Yeshua wat gees en lewe is nie. Daar's duisende mense wat godsdiens bedryf. En elkeen word getoets op 'n stadium in jou lewe. Was dit die gees van Jahwe wat jou lewend gemaak het? Wanneer jy uitverkiesing leer, staan vas. Niemand kan na my toe kom as die Vader jou nie getrek het nie. Hoe trek hy? Hy stort sy gees uit. Jesegiel 36, ek gee jou 'n nuwe hart en ek sal maak dat jy in my wette wandel. En ek wil hê jy moet saam met my 'n pad stap, terug Ou Testament toe. Die psalmdigter het 'n spesiale versigtiging gehad na lewe. Maar voor ons daarby kom, moet ons die saak net eers uitmaak. Jahwe is alleenlik lewe. Onthou die woorde van Deuteronomium 32:39, aanskou nou dat dit ek is en daar geen God naas my is nie.
Ek maak dood en maak lewend. Nou, dit klink nou eenvoudig, maar daar's baie keer in ons lewe wat ons self lewe wil fabriseer en sê, ag, as ek dit doen, dan sal ek goed voel. Ek voel sleg hier kort 'n bietjie hulp, ek sal myself help. Jy kan nie jouself help nie, jy is afhanklik van die God wat lewend maak en wat dood maak. Hanna sing ook in haar lofsang in 1 Samuel 2, Jahwe maak dood en maak lewend. Hy laat neerdal in die doodryk en hy laat daaruit opkom. Dis die God wie ons aanbid, die God van die lewendes. En daarom kan Joshua ook verklaar in Johannes 5 vers 26, soos die Vader lewe in homself het, het hy ook aan die Seun gegee om lewe in homself te hê. Ons word elke dag gekonfronteer met die dood, maar pas op om net te dink dood is as iets sy asem uitblaas. Elke gedagte wat jy verkeerd dink, elke tikkie boosheid, jaloersheid, enige vorm van twis, haat, nyd, is die dood. Is die vrug van die dood. En ons het so 'n oorweldigende stryd teen die dood, dat ons behoort te juig en te jubel oor die belofte van lewe. Dit is die Gees wat lewend maak. Elkeen van u wat 'n stryd het teen die sonde, teen die dood, teen die reuk van die dood, haat, nyd, is vanoggend se boodskap 'n boodskap om werklik waar stil te word en saam met die psalmdigter die volgende te bid. Kom ons maak oop by Psalm 85. Psalm 85. Dit is 'n versigtiging, verlange na herstel. En ons lees vers 5 tot 7. Herstel ons, o God van ons heil, en maak tot nuut u grimmigheid teen ons. Sal u vir ewig teen ons toornig wees en die toorn laat duur van geslag tot geslag? Sal u ons nie weer lewend maak, sodat u volk in u bly kan wees nie? Laat ons u goedertierenheid sien, o Jahwe, en gee ons u heil, gee ons u verlossing. Sal u ons nie weer lewend maak nie? Hoe het ons gesterwe? Hoe is ons dood? Die sonde, die gevangenskap, die kloue van die dood, die kake, is die sonde. Nou gaan ons na daardie lang psalm toe. Psalm 119. 11 keer kry ons die tema, maak my lewend. Maak my lewend. Is dit u gebed vanoggend? Kan ons onsself onderskei van die groep net disippels wat maar net volg? Kan ons werklik waar daardie disippels wees wat sê, Yeshua, u het die woord van die lewe. Waarheen sal ons gaan? Daar's nie 'n ander godsdienst, daar's nie 'n ander plek nie. U het die belofte van die lewe. Psalm 119, en ek wil regtig hierdie jong mense moet luister, die geloof, die belydenis van ons geloof is lewe. Dis nie 'n klomp moetsmoenies nie, dis die lewe, dis die ewige lewe. Ons eerste vers in Psalm 119 wat ons hanteer, is vers 25. Psalm 119 vers 25, jy kan hulle gerus merk. My siel kleef aan die stof, maak my lewend na u woord. Tel besef jou siel, al jou hartseer, al jou pyn, kleef aan die stof, hierdie verganklike, hierdie wêreld van stof, verganklikheid. Het het 'n mag oor ons. Ons word elke dag daarmee gekonfronteer. Jy het 'n stryd, 'n sielestryd, hy kleef aan die stof. Wat bid die psalmdigter? Maak my lewend
na u woord. Ja, ons sê, stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. Dis die aard, dis die tentwoning. Maar die Gees, die weergebore mens, word lewend gemaak na u woord. Wie is die woord? Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Yeshua self, is die woord, en die woord wat hy spreek is gees en is lewe. Hier is 'n psalm, is 'n versigtiging, 'n profesie, aangaande dit wat ons in Johannes 6 lees. Dit waarvoor psalmdigter bid, is vervul in Yeshua die Messia. Maak my lewend na u woord. Vers 37. Wend my oë af, dat hulle geen nietigheid sien nie. Maak my lewend in u weë. Dis 'n stryd. Ons oë sien die nietigheid. Stap in die strate, stap in die winkelsentrum, blaai jou oë, blaai deur die nuusberigte. Alles is nietigheid, niks en nietigheid. Dis 'n gejaag na wind. Die psalmdigter sê, Vader, my siel het 'n stryd. Wend my oë af, dat hulle geen nietigheid sien nie, dat dit in my lewe nie meer belangrik is nie. Maak my lewend in u weë. Hierdie wêreld gaan verby, dit is verganklik, dis die dood. Dit gaan oor selfsug. Die psalmdigter roep uit, maak my lewend in u weë. Wie is die weg? Wie is die waarheid? Wie is die lewe? Yeshua. Maak my lewend in Yeshua. In hom het ons die lewe, in hom sterf ons, in hom staan ons op, in hom is ons lewe verborge. Die psalmdigter bid, maak my lewend in u weë. Vers 40. Gewis, ek het 'n begeerte tot u bevele. Maak my lewend deur u geregtigheid. Jeremia 23. Daar sal 'n koning kom. Daar sal 'n spruit uit die huis van Dawid kom. Sy naam is Jahwe, ons geregtigheid. Maak my lewend deur u geregtigheid. En ons moet baie mooi verstaan, Jahwe is 'n God van toorn, sê die woord, wat elke dag toornig is. As Jahwe vir ons oor ons uitgiet wat ons verdien, wat regverdig is, dat ons die dood verdien, hoe kan die psalmdigter dit bid? Want ons het 'n hoëpriester, volgens die orde van Melchisedek, koning van geregtigheid, wat vir ons ingetree het, wat vir ons die dood gesterf het, en vir ons die lewe gebring het, sodat ons in hom geregtigheid van Jahwe kan wees. Paulus roep dit uit in Korintiërs, 1 Korintiërs 1 vers 30, maar deur hom, dit is Yeshua Messia, is julle in Messia Yeshua, wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid, en heiligmaking en verlossing. Luister mooi as die psalmdigter bid, maak my lewend deur u geregtigheid. Maak my lewend deur Yeshua, my geregtigheid. Daar is nie 'n ander vorm van godsdienst nie. Daar is nie 'n ander weë nie. Yeshua alleen is die brood van die lewe. As jy hom eet en jy hom drink, sal jy lewe. Wat beteken dit om hom te eet en te drink? Beteken dit net om 1 keer 'n kwartaal of 1 keer 'n maand nagmaal by te woon? Ons eet om ons drink om ons sal lewe, nee. Dit wat ons doen is maar net 'n belydenis dat ek my lewe saam met hom aflê en dat ek in hom opstaan en vir die geregtigheid lewe. Dis 'n belydenis van ons geloof dat ons uit hom die lewe ontvang en dat ek gelykvormig sal word aan sy lyde, sodat ek gelykvormig kan wees aan sy opstanding. Jy sien, daai gedeelte van gelykvormig wees aan sy lyde is die eis vir disippelskap. Hy wat sy vloekhout nie elke dag optel en my volg nie, is my nie waardig nie. En op grond van hierdie woord het baie gesê, dis hard. Dis 'n harde woord. My lewe is te belangrik. Ryk man draai om toe Yeshua sê, gaan verkoop alles en volg my. Is te groot. Ek kan nie. Hierdie woord is hard. Hierdie Rabbi, hierdie leermeester, Yeshua, wat op die aarde gewandel het, vereis van ons, dat ons lewe moet neerlê. Wie is hy? Hulle het hom verag. Gesê hy is van die duiwel besete.
Hy is die geregtigheid van Jahwe. Hy is die woord wat vlees kom word het. Hy mag dit sê, want hy is God. En hy verwag niks minder as dat jy jou lewe in hom aflê nie. Dan sal jy die lewe vind. Want sy geregtigheid word daarin geopenbaar, nie in ons werke nie, maar in sy werke. En daarom vereis hy dat elkeen wat die lewe wil hê, dit net in hom sal vind. Want net hy is lewe. Psalm 119, ons volgende teks, vers 50. Dit is my troos in my ellende, dat u belofte my lewend maak. Ons weet nie wat die jaar vir ons voorhou en inhou nie. Ons het so vroeg alles in die begin van hierdie jaar al klaar begrafnisse gehad, klaar slegte tyding, ellende op ellende. Ons kan nie sê dat as ons Jahwe se kinders is, ons gaan nie beproef word nie. Ons gaan nie sê ons kan nie verdruk word nie. Maar luister, dit is my troos in my ellende, dat u belofte my lewend maak. Jong mense, daar is een plek waar daar lewe is. Hierdie wêreld is 'n wêreld van stryd en ellende, pyn en dood. Daar is een plek waar daar lewe is, en dis die beloftes van Jahwe. Hierdie selfde Psalm sê die jong mens, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord. Ek het die woord in my hart gebere. Die beloftes van Jahwe. Wie is die beloftes? Wat is die beloftes van Jahwe? Luister mooi wat sê Paulus 2 Korintiërs 1 vers 20. Want hoeveel beloftes al ook al mag wees, in hom, in Yeshua, is hulle almal ja en amen, tot die heerlikheid van God deur ons. Ons gaan ellende ervaar, sodat die beloftes van Jahwe my troos kan wees, wat in Yeshua ja en amen is, sodat ek in Yeshua kan vasstaan en sê, Vader, al voel ek dat die woord nou ver van my is, en dat hierdie omstandigheid vreesaanjaend is, onseker is, in u, in Yeshua is u belofte, ja en amen. En u sal nie een woord onvervuld laat bly nie. En ek gaan vasstaan deur die geloof, en sodoende u verheerlik deur die geloof. Want sonder geloof is dit onmoontlik om Jahwe te behaag. Hy wat tot Jahwe gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Dit is my troos in my ellende, dat u beloftes my lewend maak. Waar soek u en ek die lewe? Soek ons dit net in godsdiens? Soek ons dit op een of ander plek as by die fontein van die lewe self, die bron van die lewe self? Hy wat in my glo, soos die skrifte sê, sê Yeshua, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Dit is die Gees wat lewend maak. Yeshua is gesalf met die Gees. Elke woord van lering drup van vettigheid. Hy is verwek deur die Gees, hy is gelei deur die Gees, hy is gedoop deur die Gees, hy het kragte en wonders gedoen deur die Gees, hy is die gesalfde, die Messias, gesalf met die Gees van God. Hy het sy lewe geoffer, sê Hebreërs, deur die ewige Gees. Hy is opgewek deur die Gees. En dan stuur hy die belofte van die Heilige Gees vir u en vir my, om deur dieselfde Gees gewederbaar te word, bekragtig te word, vrug te dra. Ons noem dit die vrug van die Gees, die lewe van God. Die boom van die lewe wat sy vrugte gee 12 keer 'n jaar. Daar's nie iets soos 'n geestelike vakansie nie. Hy is altyd getrou, die Gees is altyd getrou. Ons gaan verder in Psalm 119, vers 88. Psalm 119, vers 88. En dit is die moeite werd om hierdie Psalm van die begin tot die einde deur te lees, om daardie, en ek wil nie net sê emosie nie, maar daardie diepte, daardie nood, daardie behoefte, daardie versigtiging van die psalmdigter te verstaan. 'n Mens val tog nie net in die helfte van 'n lied in nie, mens lees 'n lied dwars deur. Vers 88. Maak my lewend na u goedertierenheid,
dat ek die getuienisse van die mond kan onderhou. Maak my lewend. Nog 'n keer, is dit nie opmerksaam nie? Het u dit al gesien in die Bybels? Psalmdigter vra, maak my lewend na u goedertierenheid. Die goedertierenheid van Jahwe is elke môre nuut. Wat beteken goedertierenheid? Jong mense, dit is 'n snaakse, argaïse Afrikaanse woord. Ons kan dit lekker vertaal met verbondsliefde. Daardie liefde van Jahwe nie op grond van u en my werk nie, maar op grond van sy eie voorneme. Hy het vir Jakob lief gehad en vir Esau gehad, nog voordat hulle gebore is, sê Romeine 11 te duidelik vanuit Maleagi 3. Voordat u en ek was, het hy ons klaar lief gehad. Dis verbondsliefde. En as die psalmdigter sê, maak my lewend na u goedertierenheid, dan sê hy nie, Jahwe, kyk al my goeie dinge wat ek doen, maak my daar op grond van dit lewend. Nee, want dan sal ons sterwe en ons sal dit nou weer sien. Maak my lewend op grond van u goedertierenheid. Want die goedertierenheid van Jahwe is tot in ewigheid. Loof Jahwe, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Hy verander nie. Sy verbondsliefde verander nie. En Yeshua is die engel van die verbond, wat die liefde van Jahwe openbaar. Hy breek die brood die aand met die nagmaal. Hy gee die beker, hy sê drink almal daaruit. Dit is my bloed, die bloed van die nuwe verbond. Die bloed wat getuig van my verbondsliefde. Nie op grond van julle oortredinge nie, op grond van my liefde. En dit is op grond van hierdie goedertierenheid wat die psalmdigter sê, maak my lewend volgens u of na u goedertierenheid. Ek weet dat ons in ons geestelike lewe nie altyd met dieselfde gemoed kniel om te bid nie. Soms het jy 'n lied in jou hart, ek wil graag bid. Soms is dit moeilik, soms het jy 'n gewete wat jou pla en jou weghou, dat dit gebeur dat mense vir 'n dag of 'n week lank nie bid nie. Want jy probeer bid op grond van wie en wat jy is. Bid eerder op grond van wie Jahwe is, wie op grond sy goedertierenheid is. Vader, ek vra u dat u my lewend maak, dat my gebedslewe lewend word op grond van wie u is. Want as ek net kan bid wanneer ek presteer, sal ek nooit bid nie, want ek stel Vader elke dag te leer. Hy het ons lewend gemaak op grond van sy goedertierenheid, op grond van sy liefde, op grond van sy roeping. Vers 93. Ek sal u bevele tot in ewigheid nie vergeet nie, want deur hulle het u my lewend gemaak. Deur hulle het u my lewend gemaak. Hier is 'n vers wat baie keer misverstande bring. Wel, die hele Psalm 119 kan verkeerd geïnterpreteer word. Baie mense dink, as jy die wette en die instellings en verordeninge van die Ou Testament lees, dit is wat die psalmdigter bedoel, dit gaan jou lewend maak. Nee, die Ou Testament sê vir jou hoe skuldig jy is, dit is die bediening van die dood. Dit sê vir jou, jy verdien die dood. Die Ou Testament, die wette en die Sinaïtiese verbond het sy plek gehad. Die bevele waarvan die psalmdigter hier praat, is Yeshua Messia wat sê, Vader, ek sê niks, ek spreek niks as ek dit nie van u ontvang nie. Die woord wat Yeshua gespreek het, is die bevel, die onderrig, die Torah, die lewe van Jahwe geopenbaar. Ek wil hier met die plek gou jou, ons blaai gou na Galasiërs toe. Galasiërs 3. Dit is regtig en is ongelukkig dat party mense voel as hulle die sogenaamde insettinge verordeninge van die ou verbond lees en dit probeer hou, dat hulle daaruit gaan lewe ontvang. En hulle sê ook, hulle voel goed daaroor. Kom ons klaar net gou hierdie situasie uit. Galasiërs 3. Dit is belangrik om te onthou, jongspan, Abraham het voor Moses gelewe. Lank voor Moses. Ten minste 400 jaar. En eers gee Jahwe vir Abraham die belofte, dat in jou saad is die lewe, is die geregtigheid. Ons lees dit in Galasiërs 3. En ons lees vanaf vers 16. Nou is aan Abraham die beloftes toegesê en aan sy saad. Hy sê nie en aan die saade asof dit op baie sien nie, maar op een en aan jou saad.
Dit is Messia, die gesalfde. So aan Abraham word die Messia beloof, die lewe. As die psalmdigter bid, maak my lewend volgens u belofte, hier is die belofte, Yeshua. Maar wat gebeur 430 jaar later? Daar kom ietsie by die belofte. 'n Tigmeester. En die tigmeester is die wet. Dis die belofte wat lewend maak. Dis nie die wet wat lewend maak nie. Die wet help ons om te sê, jy het die belofte nodig, naamlik Messia. En dis wat hy verduidelik, vers 17. Maar ek sê dit, die wet wat 430 jaar later gekom het, maak die verbond wat deur God in Messia van tevore bekragtig is, nie kragteloos om die belofte tot niet te maak nie. Want as die erfenis uit die wet is, dan is dit nie meer uit die belofte nie. Maar God het dit aan Abraham deur 'n belofte genadiglik geskenk. Wat beteken die wet dan? Dit is bygevoeg weens die oortreding totdat die saad aan wie die belofte gedoen is, sou kom. En dit is deur engele beskik deur die tussenkoms van 'n middelaar. En die middelaar is nie net vir die een nie, maar God is een. Luister mooi. Is die wet dan teen die beloftes van God? Nee, stellig nie. Want as daar 'n wet gegee was wat krag het om lewend te maak, dan sou die geregtigheid werklik uit die wet wees. Die belofte, Yeshua, is die een wat lewend maak. Die wet het bygekom terwille van die oortreding, om hulle aan wie die belofte gemaak is te bewaar, sodat wanneer die belofte kom, naamlik Messia, ons lewend gemaak word uit hom. Die wet maak nie lewend nie. Inteendeel, die wet maak dood, sodat die belofte kan lewend maak. En dit noem ons die bediening van die lewe teenoor die bediening van die dood. Blaai gou saam 2 Korintiërs toe. 2 Korintiërs 1. Verskoon. 2 Korintiërs, nee? 2 Korintiërs 3. 2 Korintiërs 3. Paulus is nie teen die wet nie. Hy plaas die wet net in perspektief. Die evangelie is die belofte, die saad. Die wet het getuig van die belofte wat sou kom. Maar die wet kan nie lewend maak nie, anders is die belofte nie meer nodig nie. 2 Korintiërs 3. Tog het die wet 'n bepaalde heerlikheid gehad, die berg Sinai, die tabernakel, die bloed van stiere en bokke, het 'n bepaalde heerlikheid gehad. 2 Korintiërs 3. En ons lees vanaf vers 5. Nie dat ons uit onsself bekwaam is om iets uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God, wat ons ook bekwaam gemaak het as dienaars van 'n nuwe testament, 'n nuwe verbond. Nie van die letter nie, maar van die gees. Van die letter maak dood, maar die gees maak lewend. En as die bediening van die dood met die letters op klippe gegraveer in heerlikheid was, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die aangesig van Moses nie, vanweë die heerlikheid van sy aangesig, wat tog moes vergaan, hoeveel te meer sal die bediening van die gees dan nie in heerlikheid wees nie. Hoekom was dit die bediening van die dood? Want as jy skuldig is, moet jy sterwe en almal is skuldig. Hoekom is die bediening van die nuwe verbond lewe? Want die belofte is nie op grond van ons prestasie, maar op grond van sy ewige goedertierenheid. En hy gee die wedergeboorte, hy gee die lewe. Maak my lewend volgens u belofte. Maak my lewend volgens u geregtigheid, volgens u goedertierenheid. Die bediening van Yeshua. Dit is die gees wat lewend maak. Nou ja, ek gaan nie al die tekste verder in Psalm 119 hanteer en daar is nog 'n hele klomp, daar is 11 van hulle. Ek kan die tekste, ons sal dit vanaand so 'n bietjie verder praat. Vanaand wil ek gesels oor die belofte van die Heilige Gees in die Ou Testament, hierdie bediening van die lewe. Maar ek wil tog met hierdie bemoediging en vermaaning afsluit uit Romeine 6 uit. Kom ons blaai na Romeine 6 toe. Ek sê weer eens, asseblief, as dit moontlik vir u is, kom vanaand, ons gaan uit die Ou Testament, hierdie belofte van lewe, die belofte van die Gees van Jahwe wat ons lewend maak, hanteer. Romeine 6,
In vers 5 skryf hy: want as ons met hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstanding. Hierdie teks verduidelik Yeshua se woorde: hy wat my vlees en my bloed nie drink nie, het geen deel aan my nie, uit Johannes 6. En dit is die basis van ons prediking, dat ons in hom die lewe het as ons gelykvormig is aan sy dood. In vers 6 sê, aangesien ons weet dat ons die ouë mens saamgevloekhoud is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. Hier is hy, hier staan hy. Hoe sê ek altyd? 79 kilogram. Hy wil sonde doen, hy wil dit doen. Maar ons maak hom deur die geloof en deur die Gees maak ons hom dood, sodat ons die sonde nie sou dien nie, sodat ons harte nie tot beskikking sou stel om die sonde te dien nie, agter die begeerlikhede van die vlees aan te loop nie. Daai gevoel wat jy dadelik kry om kwaad te word en jou eie ding te doen, dit is die dood. Maar ons stel onsself nou beskikking, omdat hy ons lewend gemaak het aan die geregtigheid. En ek wil hê jy moet dit merk, vers 11 en vers 10, want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe, maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. So moet julle ook reken, dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God, in Messia Yeshua, ons meester. Vers 13, en moenie julle lede stel, tot die beskikking van die sonde, as werktuie van die ongeregtigheid nie, maar stel hulle self tot beskikking van God, as mense wat uit die dode lewend geword het, en hulle lede as werktuie van geregtigheid in diens van God. En die belofte wat ek nou nie gelees het in die vers 12, die sonde sal oor jou nie heers nie, van is die Gees wat lewend maak. Wanneer Yeshua bid, Johannes 17, Vader, dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God, en Yeshua Messia wat U gestuur het, dan is die Gees van Jahwe, wat vir ons die kennis, die openbaring, die vrede, die genade vermeerder, om met hom gemeenskap te hê, met hom, deur sy vlees en sy bloed, te drink en te eet, en met hom een te word. Mag Vader sy woord seën, en maak seker, U verstaan dit, en vra Vader, om het elke dag lewend te maak. Kom ons staan en bid ons saam. Ons Vader Jahwe, dankie vir 'n oomblik van stilte. Dankie vir 'n oomblik waar ons die woord kan oopmaak en dat ons kan sien dat die mens uit homself uit nie U kies nie, dat hy omdraai. Te midde van sy nuuskierigheid draai hy om, want die woord en die eis is te hard, te swaar. Maar tog vir hulle wat U gekies het, gee U die genade dat U Gees lewend maak. En daarvoor sê ons dankie. Dankie Vader, dat ons kan ervaar in ons harte, U maak ons lewend. En ons wil by die fontein van die lewe drink, en ons wil nêrens anders te eet as die brood van die lewe, Yeshua self nie. Ons erken dat U bevele, U woord, U verordeninge, U goedertierenheid, U belofte, Yeshua self, die lewe is. Dankie daarvoor. Dankie vir die bediening van die lewe. Dankie dat ons dit met mekaar kan deel. Dankie dat ons daaroor opgewonde kan wees. En ons gebed is, dat U hierdie woord, hierdie boodskap, in elkeen van die kinders harte sal laat groei, om ook hierdie week, dat dit vir ons voedsel sal wees, te midde van 'n wêreld waar daar dood is, dat ons in U en uit U en deur U en tot U sal lewe, in Yeshua se naam. Amen. Kom ons hef die hande op. Jahwe sal ons seën
en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. In Yeshua, deur die krag van die Heilige Gees. Amen.